In 'n beeld wat baie nou aansluit by die van die vyeboom, gaan dit in die beeld van die wingerdstok ook oor vrug dra. Goeienaand en welkom by ons aandgesprekke. Hierdie beeld wat een van die ek is uitsprake van die Here Jesus bevat, loop uit op vrug dra wat tot verheerliking van God lei. Die beeld is van 'n boer wat vir hom 'n wingerd geplant het. Die doel van die wingerd is dat daar druiwe sal wees wat die eienaar kan gebruik om mee wyn te maak. Die wingerdstok is nie die doel op homself nie. En nog minder is die lote wat uit die wingerdstok uit voorkom 'n doel op hulle self. Hulle is bloot die vervoermiddel tussen die stok en die vrugte. Hulle dra vrugte, maar in die volgende jaar word hulle afgesnoei. En net as hulle vrug dra, het hulle 'n doel. Jesus praat in die gelykenis van homself as die wingerdstok en van sy volgelinge, sy disippels, as die lote. Daar is duidelik twee soorte lote, die wat nie vrug dra nie en die wat vrug dra. Die wat nie vrug dra nie, word afgesny. Hulle word weggegooi en verdroog. Die mense maak hulle bymekaar en gooi hulle in die vuur en dit verbrand. Johannes 15 vers 6. Die wat vrug dra word egter reg gesnoei, sodat dit meer vrug kan dra, sodat die eienaar verheerlik kan word. En natuurlik wil ons graag assosieer met die lote wat wel vrug dra. En indien dit jou begeerte is, bring dit die volgende vraag na vore. Hoe kan ek vrugte dra wat tot verheerliking van God lei? Ons begin op die regte plek, die beginplek. Goeie vrugte kan net gedra word waar iemand in Christus Jesus ingelyf is. Die antwoord lê dus nie in die loot nie, maar in die wingerdstok. Johannes 15 vers 4 en 5. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Jesus, en net hy as die enigste wingerdstok, kan lote voortbring wat kan vrug dra om die Vader te verheerlik. Slegs goeie werke wat uit ware geloof in Christus gedoen word, kan werklik goeie werke wees. Dit help nie om vrugte aan 'n wingerdstok te probeer plak nie. Nee, dit kom vanuit die wingerdstok, uit die lote wat uit die wingerdstok kom. En juist daarom kom die opdrag dat ons in hom moet bly. Vers 4. Die wat in hom is, moet in hom bly. Ons moet hom as ons woonplek hê. Ons moet aan hom vasklou. Ons moet vanuit hom lewe, vanuit 'n verhouding met hom. Ons moet ons deur hom en sy gees laat beheers. Ons moet ons voeding by hom kry. En ons moet verstaan dat dit nodig is dat hy ons snoei. Dat hy met sy woord en met loutering en beproewinge in ons lewe besig is met ons, om ons te vorm, sodat ons lote kan wees wat meer vrugte dra. Natuurlik moet ons die vrugte dra. As ons dit nie dra nie, gaan dit nie daar wees nie. Daarom die praktiese opdragte in die verse wat volg op die beeld van die wingerdstok. Johannes 15 vers 9 en 10 sê, soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Ons moet lief hê. En om lief te hê beteken om die opdragte van die Vader uit te voer. Dit is goeie vrugte. Ek sluit af met die mooi definisie wat ons belydenis, die Heidelbergse Katekismus, vir ons van goeie werke gee. Vraag en antwoord 91, vra wat goeie werke is, en dan is die antwoord, slegs die wat uit ware geloof in Jesus Christus
volgens die wet van God tot sy eer gedoen word, en nie die wat op goeddinke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is. Wie in Christus lewe, sodat God die Vader geëer kan word, sy lewe is die moeite werd. Goeienaand.